Here, ons is so net vol van die teenwoordigheid vanoggend. Jesus, ons kom verklaar vanmôre dat U alles is vir ons. Here, ons buig voor U, ons kniel voor U. En ons sing vanoggend saam met die engele oor U grootheid, oor wie U is, oor wat U kom doen het hier op die aarde en wat U nou doen in die hemel. Here, ons wil net so ontvanklik wees vir dit wat U met ons wil doen, Heilige Gees. Ons maak ons harte oop, ons maak ons gedagtes oop. Kom U net, Here. Kom raak ons aan. Here, ons wil net so in U teenwoordigheid bly. Here, dit is ook in U teenwoordigheid wat ons die bonatuurlike beleef. Here, ek vra dat ons elkeen vanmôre net U bonatuurlike liefde vir ons sal ervaar. Heilige Gees, dat U nou kom, dat U net die arms om elkeen van ons sit. Here, dat U vir ons vasdruk. Ons wil U net ervaar, Here. En dankie Jesus dat ons nou kan kom en vra dat U elke persoon wat in hierdie plek ingekom het vanmôre, wat nie lekker voel nie, waar daar iets nie reg is meer nie, wat ingekom het met 'n verwagting dat U iets gaan doen. Here, van ons boeties en sissies wat nie hier kan wees vanoggend nie as gevolg van ongesteldheid. Here, ons bring elke siekte toestand nou na U toe. Wat dit ook al is. En Jesus, ek vra nou dat die opwekkingskrag van die Heilige Gees nou deur elkeen vloei. Dat waar daar genesing nodig is, dat daar nou genesing kom op hierdie oomblik. Jesus, U het gesê, toe daar vir U gevra is, as U ons kan genees, U het gesê, ek wil. Here, bring net genesing in hierdie plek in vanoggend. Ons verheerlik U. Ons roep dit uit. Dat U ons God en ons Here is. As ons net, Here, kyk rondom ons, kan ons U sien. Here, kom net in hierdie plek in nou. En dit gaan nie net oor 'n boodskap wat vanmôre hier gegee word nie. Here, dit gaan oor die hart wat U vir ons kom oopmaak. Ons eer en ons loof U net. Ons dankie, Here. Dankie vir genesing. Dankie vir deurbrake. Dankie vir opstanding. Dankie vir iets nuuts. In die naam van Jesus. Amen. Dit sal so wees. Dankie, Here. Nou hierdie week het ons as volgelinge van Christus het ons hemelvaart herdenk. Nou, ons het nie 'n diens hier by ons gehad nie. Maar ons het nie noodwendig nodig om 'n diens te hê nie, want ons het 'n diens waar ek en jy is. Daar waar ons net beweeg, daar waar ons by mekaar is as families, as vriende, weet ons wat Jesus kom doen het. Maar ten opsigte van hemelvaart, ons leer mekaar oor wat het aan daai kruis gebeur? Wat het met Jesus gebeur aan daai kruis? Hoe het hy gekom om ons te kom vrymaak? Ons leer mekaar oor sy dood, die 3 dae in die graf. Ons leer oor die opstanding, wat dit alles beteken, en ons leer oor die koms van die Heilige Gees. Maar het jy vir 'n oomblik gaan stil sit en net gesê, wat beteken die hemelvaart
van Jesus regtig vir ons? Ja, ons weet, Jesus het daar op die berg gestaan saam met sy disippels, sy apostels, en hy het hulle gegroet, vir hulle opdrag gegee, en toe hy hemel toe gaan, staan hierdie engel daar. Hy sê, wat worry julle so? Hy kom eendag net weer so terug. As 'n belofte van sy terugkom. En dis waar hemelvaart vir ons stop. Ek wil vanmôre 'n bietjie gesels uit die boek van Hebreërs. Dis 'n fenominale boek. Jy weet, Johannes in sy evangelie stel Jesus voor aan ons as God. Maar in Hebreërs, van die eerste tot die laaste hoofstuk, word Jesus beskryf in dit wat hy hier kom doen het, en in dit wat hy in die hemel gaan doen het, en nog besig is mee, totdat hy die dag terugkom. Want dit was nie sommer maar net 'n gebeurtenis gewees, dat hy hemel toe gegaan het nie. Daar is 'n groot waarheid vir ons in opgesluit. En as ons dit kan verstaan, dan kan ons na Jesus kyk in 'n ander lig, en kan uitsien na daai dag wat hy gaan terugkom. Nou, Hebreërs is een van daai boeke, ons weet nie wie die skrywer was nie. Party sê dalk Paulus, party sê Apollos, maar ons weet nie, want hier staan niks nie. Dis nie in dieselfde skryfstyl as Paulus se briewe nie. Maar wat saak maak is die inhoud van hierdie boek. En weet julle, so 200 jaar na Christus, deur die eeue, was daar kort pogings gewees om hierdie brief aan die Hebreërs uit te haal uit die Bybel uit. Selfs met die reformatie, Martin Luther het ook gekyk. Hy het gekyk na 'n paar boeke, hy het gekyk na Hebreërs. Dan sê hy, okay, die ding is daar, ons weet nie wie dit geskryf nie. Dis 'n moeilike boek om te verstaan. Daar's goed wat nie reg lyk nie. Openbaring was ook deel van die lysie gewees, maar God dank, dit het in die woord gebly. Want ek is persoonlik van mening, as jy hierdie boek bestudeer van die eerste tot die laaste hoofstuk, dan kan jy regtig vir Jesus sien as die God gestuurde vir 'n spesifieke doel. Hierdie boek gee vir ons 'n bietjie 'n nuwe insig in Jesus se grootheid. Dis geskryf aan die Jode, die Joodse Christene van daai tyd, hier in die omtrent 60 na Christus. Is dit geskryf, want die Jode is vervolg. Hulle was moedeloos gewees. Daar's 'n hele beweging gewees van die Jode af, om hulle weer terug te kry in Judaïsme in. Om hulle af te sny van die ware geloof in Christus. So dit is 'n moeilike tyd vir hulle gewees, en die skrywer van Hebreërs kom moedig hulle aan om vas te hou aan die beginsels wat daar al reeds vasgemaak is oor wie Christus is. Nou ek gaan net so 'n bietjie lees uit hoofstuk 1 uit, en dan gaan ek spring na hoofstuk 8. En as ek hierdie lees, onthou dat ons in ons gedagtes net kyk na hoe implementeer ons hierdie saam met die hemelvaart van Christus. Nou hy sê so, vroeër het God dikwels en op baie maniere deur die profete met ons voorvaders gepraat, maar nou in hierdie laaste dae het hy ons gepraat deur sy seun. God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het deur Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is gemaak. Die seun weerkaats God se heerlikheid, en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van ons sonde te reinig,
het hy die posisies van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem. Die God, so vol majesteit, wat in die hemel woon. Jesus Christus is oneindig groter as die engele. Hy's groter as Moses. Hy's groter as Aaron. Hy's groter as enigiemand anders. Nou wil ek net so 'n paar verse lees uit hoofstuk 8 ook. Want die skrywer sê, die hoofpunt van my hele gesprek met julle tot dusver is dat ons 'n baie spesiale hoëpriester het wat plek ingeneem het in die hemelse troon. Sit aan die regterhand van God. Daar doen hy diens in die heiligdom, die ware hemelse tabernakel wat God self opgerig het, nie 'n mens nie. En aangesien elke hoëpriester aangestel word om gawes en offers te bring, moet ons hoëpriester ook iets hê wat hy gee. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens 'n priester kon wees nie, omdat daar reeds priesters is wat wetlike offers bring. Hulle dien in 'n heiligdom wat maar net 'n kopie is, 'n flou skadubeeld van die ware hemelse heiligdom. Jesus, nou het hy 'n bediening verkry wat net soveel uitnemender is as wat hy 'n middelaar is van 'n voortreffeliker verbond. En dan luister hierso, 'n verbond wat voortreffeliker is omdat dit op voortreffeliker beloftes berus. Dis 'n mondvol wat ons hier gelees het, maar wat beteken dit vir ons wat vandag hier sit? Ons weet verseker dat Jesus gesterf het. Ons weet dat hy begrawe is, ons weet hy het opgestaan, ons weet hy's hemel toe. Maar die Heilige Gees het daarna gekom. Jesus word in die boek van Hebreërs voorgehou as 'n hoëpriester. Nou kom ons gaan gou 'n bietjie terug Ou Testament toe. Levitikus 16. Daar sê dit vir ons uiteen, wat was hierdie hoëpriester se taak gewees? Jy weet, ons in Sondagskool in die kerk leer ons, hierdie hoëpriester, hulle het 'n tou aan sy voet vasgemaak, want as hy in die allerheiligste ingegaan het, dan kon hy dalk nou net daar geval het, dan moet hulle hom uittrek. Dis ver meer as dit. Dis ver meer as dit. In die Ou Testamentiese tyd moes daar een dag in 'n jaar moes daar 'n offer gebring word aan God vir vergifnis van sonde. Nou hierdie hoëpriester, as jy gaan kyk, jy lees daai hele gedeelte, dit is so aangrypend. Hy het nie net 'n lam geslag en ingevat in die allerheiligste nie. Hy moes homself as persoon reinig om voor God te kan verskyn. Hy moes 'n bul doodmaak en die bloed in die voorhangsel invat vir hom as persoon en vir sy gesin, dat hulle kan skoonkom. Dan het hy uitgehaal en die 2 bokke wat daar was, hulle het gekies watter ene moet doodgemaak word, watter een gaan die sondes in die woestyn invat. Dan het hy daai bloed ook ingevat en gaan besprinkel. Maar hy moes op 'n plek kom waar hy kan skoon staan voor God om die offer te bring. Nou, ons leer mekaar, ons is koning, priester en profeet in ons huis, in ons lewe. Ek wil sommer nou al klaar in die begin van die boodskap vir jou vra, sorg jy dat jy skoon is wanneer jy in die teenwoordigheid van God ingaan? Wat gaan aan in jou gedagtes? Wat gaan aan in jou hart? Is daar goed wat skeiding kan bring tussen jou en God? Hierdie hoëpriester het die volk verteenwoordig. Hy is die een, die volk moes deur hom werk na God toe. Die hele offer, alles, is 'n spieelbeeld van wat Jesus op aarde kom doen het. Dis iemand hierdie hoëpriester. Ja, hy moes weer ook daar invat, want die wolk het oor die ark kom hang. Hy moes voorberei vir God se teenwoordigheid.
Hy moes toegesien het dat alles gebeur soos wat God gesê dit moet gebeur. Jy sien, want toe Moses die tabernakel gebou het God vir hom presiese instruksies gegee hoe dit moet lyk en wat daar moet gebeur. Ons het presiese instruksies hoe ons in die kerk moet wees met mekaar, in die huis moet wees met mekaar, in die samelewing moet wees vir mekaar. Dis voorskrifte. Nie voorskrifte om ons te bind nie. Voorskrifte om ons regtig voor te berei vir daai ontmoeting wat ons met die Here het. Dink 'n bietjie na jou eie verhouding met die Here, jou bidtyd met die Here, jou Bybel lees. Jy weet, jy gaan en jy gaan sit sommer na een kant gou en jy begin bid en jy lees. Wat van die voorbereiding? Wat van om te gaan stil sit? Net stil te sit. Laat God jou gedagtes leegmaak en jou hart vol maak voordat jy sy woord gaan begin studeer. Voordat jy gaan begin jou lysie van goed vir hom gee. Staan skoon voor hom. Die 2 mans wat saam met hom aan die kruis was, hy vir die een gesê, toe hy gesê het, Here, wees net barmhartig oor my. En Jesus het vir hom gesê, jy gaan saam met my in die paradys wees. Jy sien, want dis daai plek wat ek my moet leegmaak van die kwaadheid wat in my gedagtes is. Leegmaak van die bitterheid in my hart. Leegmaak sodat ek kan inneem wat Jesus, wat God, wat die Heilige Gees in daai ontmoeting met my wil doen. Jy sien, want hy bring vir jou in 'n plek in waar hy absoluut 1 tot 1 met jou wil werk. 1 tot 1 met jou wil kuier. Ek het 3 uur vannag weer wakker geword en ek het gaan sit en ek het die iPad gevat om deur my teks te gaan vir vanoggend. En die Here het gesê, ja, jou notas kom van my of maar sal jy my vertrou om te sê wat ek wil hê jy moet sê. Dis hoekom ek vanmôre my iPad daar neersit. Nie omdat ek so grand is nie of omdat ek goed is nie. Want ek vertrou dat die Here vanmôre iets wil doen. Mag sê ja Here, hier is ek. Sien Jesus, hy praat met sy disippels en hy sê vir hulle, nie meer lankie, dan gaan ek aan daai kruis hang. Hy het vir hulle verduidelik waarvoor hy daar is. Hy het vir hulle ook gesê, ek gaan een van die dae terug na die Vader toe. Maar eers moet ek hierdie beker drink. Want Jesus het geweet waaroor God hom aarde toe gestuur het. Dat hy daai offer moet word van die Ou Testamentiese verbond. Waar God gesê het, ek is julle God, julle is my volk, volg my. Het Jesus net so gekom om deur al daai goed te gaan. Waar Jesus die Ou Testamentiese verbond tussen God en die mense kom bevestig het, kom afrond het, waar hy homself beskikbaar gestel het as die offerdier. Want God se wraak het op hom afgekom. Hy het sy lewe gegee. Hy het sy liefde vir jou gegee. En nog voordat ons by hemelvaart kom,
Daai liefde wat God vir jou het, is alles oorheersend. Hy kom en hy gee dit vir jou as 'n geskenk. Het jy al daai geskenk waaragtig aanvaar? 'n Paar dae terug het daar iets in my en Marita se lewe gebeur wat ons nie verstaan nie, wat ons almekaar laat huil. Want ons was by 'n winkelsentrum en daar kom 'n man met sy oop hand en 'n klomp muntstukke wat in sy hand is. En al wat ons kan verstaan, want hy praat nie behoorlik Engels of enigiets nie, is net my child, en ek haal my beursie uit. Ek is nog besig om my beursie uit te haal, en hy draai om en hy stap na iemand anders toe, en hy stap na iemand anders toe. Hy het nie eers kans gegee dat ons vir hom iets kon gee nie. Ons het gestaan en wonder, ons het net daar op die plek begin bid. En ek het omgedraai om hom te soek, en hy was weg. Ek het die sekuriteitsmense wat daar rondgestaan en sê, asseblief, het julle die man gesien wat hier was? Hulle het nie geweet waar hy is nie. Hy sien daai man het uitgeroep oor sy kind. Ek weet nie eers of hy die Here ken nie. Maar daar was 'n poging om hom te help met iets wat hy om een of ander rede nie aanvaar het nie verstaan het wat aangaan nie. En so is dit in die lewens van baie mense, dat hulle nog nie verstaan wat dit is, wat Christus regtig vir hulle gedoen het nie. Dat dit nie nodig is, dat ons in die gees met 'n paar muntstukkies in ons hande moet rondloop. Sê, Here, ons soek nog, ons moet gehelp word. Hy het klaar gehelp. Hy het dit klaar volbring. Hy het aan die kruis gehang en gesê, dit is volbring. Dis gedoen. Jesus was nog so vir 40 dae op die aarde. Hy het met sy disippels gepraat, hy het met mense gepraat. Dis baie wat hom gesien het. Maar daai dag op die berg, toe hy terug is hemel toe. Die psalms praat daarvan, maak oop die hek, laat die koning kan inkom. Die hemel het oopgegaan, en Jesus het ingegaan. En ek wil hê jy moet mooi lees, of mooi hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Ons lees nie die presiese woorde daar nie, maar die Hebreërs praat daarvan, oor wat Jesus daar gaan doen het. Want hy daai offer, wat hy gebring het op die aarde, het hy in die allerheiligste van God, in die hemel ingedra. Die offer, een keer, nie jaar na jaar nie, eenmalig, die offer ingedra in die allerheiligste in die hemel. Aanvaarbaar was vir God, en hy vir Jesus verhoog, en Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Ek wil hê jy moet hoor die verskil tussen die hoëpriester in die Ou Testamentiese tyd en die hoëpriester in die hemel. Want die Ou Testamentiese priester moes jaar na jaar rondhardloop met al die goed. Maar ons hoëpriester, Jesus, wat instap in die allerheiligste, hy gaan sit op die troon. Hy sit langs die Vader in 'n ereposisie. Hy sit, want dit is afgehandel, dit is gedoen. Jesus hoef nie meer rond te gaan om te voor te berei vir die kruis nie. Hy hoef nie meer rond te gaan om voor te berei vir die offer wat hy moes bring nie. Dit is klaar. En dan die wonderlikheid daarvan wat Hebreërs vir ons sê, waarmee is Jesus besig op die oomblik? Jesus het ons hoëpriester geword, wat intree by God vir ons almal. Dink net 'n oomblik.
Vir amper 2000 jaar na Jesus se hemelvaart, sit hy in die hemel om in te tree vir jou. Amper 2000 jaar wat hy intree vir die wêreld, om die wêreld 'n kans te gee om tot bekering te kom. Om die wêreld 'n kans te gee om terug te draai na hom toe. Want dis wat hy besig is om te doen. Hy's besig om voor te berei vir die bruilof wat eendag moet plaasvind. Want die Vader, soos met die ou gebruik met die Joodse huwelike, het die bruidegom 'n glasie wyn uitgehou na die dame wat sy bruid sou word, en as hy daai beker by hom vat, dan is die huwelik aan. Maar dan het die Vader, die bruidegom se pa gekom en afgelees wat alles daar gedoen gaan word vir die huwelik, wat die reëls en alles is. En dan het die voorbereiding begin. Dan as die seun klaar die huis gebou het waar hulle moet bly en al die reëlings getref het, dan gaan hy na die pa toe en sê, pa, dis gedoen. Dis gedoen. En dan kondig die Vader die datum vir hy huwelik aan. Besef jy dat Jesus, soos wat hy intree by die Vader vir ons, ook besig is om geestelik voor te berei vir daai dag van die groot huwelik. Jy sien, want ons gaan volgende week aangaan met die uitstorting van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees verder kom en voorberei vir daai huwelik. Ons gaan volgende week daaroor praat. Maar nou is Jesus, ons hoëpriester, nog steeds besig om in te tree vir ons. Vader, asseblief, ek is so lief vir daai persoon en daai persoon en daai persoon. Ek is so lief vir die mense van die wêreld. Gee hulle net nog 'n kans. Gee hulle net nog 'n kans. Hoeveel kansse het ek en jy al in ons lewe gehad? Hoeveel kansse wil ons nog hê? Hoeveel keer wil ons nog steeds uitstel? Eendag sal ek by daai plek kom. Eendag gaan te laat wees, want eendag gaan die Here kom op 'n datum en 'n tyd wat ek en jy nie weet nie. Maar dat hy gaan kom, het uit sy eie mond uitgekom. Kyk, ek kom gou weer. Hy het ons 'n belofte gegee. Ons het die belofte van die verbond van die Ou Testament, wat 'n nuwe verbond geword het deur dit wat Christus gedoen het. 'n verbond waar ons deur hom na die Vader toe kan gaan. Niemand van julle gaan na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is nou letterlik daar. Jesus se offer aan die kruis het gemaak dat die voorhangsel geskeur het. Daar's baie mense wat sê, man, is die aardbewing en al die goeters. Dis nie die aardbewing, daai skeiding wat daar was tussen die mense en die allerheiligste, het God self kom skeer. Hulle sê dit was so dik stuk materiaal gewees, perde kon hom nie eens geskeur het nie. God kom self. Daai oomblik toe Jesus sterf, kom hy. Hy sê dit was aanvaarbaar vir my. Die offer is gebring. En hy vat dit weg wat tussen my en jou as volgelinge van Christus staan. Kom vat hy weg en hy maak dit oop. Maar is deur Jesus wat jy instap in die allerheiligste van God. Jesus het dit moontlik gemaak. Jesus se liefde vir jou gaan nooit klaar raak nie. God se liefde
en omgee vir jou, gaan nooit klaar raak nie. Jesus sê hemel toe gaan, sluit die Ou Testamentiese verbond af. Hy vat dit oor in die hemel in. En is bekragtig dat ek en jy, omdat ons vir Jesus gekies het, omdat ons skoon gemaak het in ons lewe, gerepent het, is ons deel van daai verbond. 'n Verbond wat geteken is met Jesus se bloed, wat vir my en jou die magtiging gee om 'n ewige lewe saam met God te kan hê. 'n Ewige lewe sonder sonde, sonder siekte, sonder huil. 'n Tyd van worship. 'n Tyd van aanhoudende aanbidding. In Hebreërs 1 vir ons dit so mooi uiteensit oor hierdie fantastiese gebeurtenis wat Jesus kom doen het. Jesus wat al reg in die begin deel was van alles en wat reg aan die einde van alles nog steeds net so deel gaan wees van alles. My vraag vir jou vanmôre is jy bereid om nog daai laaste stukkie wat nog afgekrap moet word van jou af? Is jy bereid om toe te laat dat die Heilige Gees intree en jou kom help skoonmaak? Dat ons kan ingaan in die teenwoordigheid van God, waar ons skoon voor hom kan staan, waar ons sy teenwoordigheid kan indrink. Ons is almal in sonde gebore. Ons sal eendag, wanneer ons in die hemel is, sal die laaste stukkie sonde uit ons uitwees. Heiligmaking is 'n proses totdat Jesus terugkom. Maar weet in jou hart vanmôre, vat hierdie boodskap in jou hart vanmôre, dat Jesus het nie net gekom om te kom sterf nie. Jesus het hemel toe gegaan om in te tree vir jou. Jesus is daar om voor te berei vir dit wat vorentoe gaan gebeur, wanneer jy voor hom gaan staan. Wanneer ons almal as kerk voor hom gaan staan, sy liefde oopbaar. Die saad is klaar gesaai. Die plante het klaar opgekom. Was dan 'n oes. Dit is tyd dat die oes nou inkom. Want die tyd van Jesus se terugkom is naby. Die tyd vir ons om nou te gaan en ons skoon te reinig is nou. Ek glo in my hele hart dat die Heilige Gees met jou gaan werk, dat hy vir jou nuwe openbaringe kom gee. Ons gaan volgende week aangaan met die werk van die Heilige Gees. Want as Jesus nie teruggegaan het nie, as daar nie 'n hemelvaart was nie, was daar nie 'n uitstorting van die Heilige Gees gewees nie. Die Here seën jou, terwyl jy in afwagting by hom sit vir dit wat hy vir jou beplan het. Amen.